Heartbeat FM en is ingeskakel by Hizar. Dis dan nou elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10 doen ons getuienisse. Ek wil net vir Toinette welkom sê by Heartbeat FM. Baie welkom by ons uitsending. Baie dankie Richard, dis 'n baie groot voorreg. Ek is super opgewonde om hier te wees en dankie vir jou. Dankie vir jou gehoorsaamheid aan die Heilige Gees om my die geleentheid te gee. Ek waardeer dit. Ja, dis wonderlik. Ons het nou elke week het ons grosse getuienisse en mense reg oor Suid-Afrika wat kyk en ek kry soveel boodskappe baie keer in die aande tot laat lê ek net en lees die boodskappe. Daar's so 'n behoefte reg oor ons land om net te hoor van die vrymakende krag van Jesus Christus en hierdie is 'n eer. Dis regtig 'n eer en ek vat dit nie net ligtelik op nie. Dis 'n eer om sy koninkryk te verkondig om vir mense te sê daar's hoop. En ek is opgewonde daaroor en ek is so opgewonde om jou storie vir sy glorie radio toe te bring vanoggend. So ons gaan sommer met die deur in die huis val. Ja. Wil jy nie ons bietjie net voorstel aan jouself, bietjie vertel van jou lewe nie? Ja, goed. So baie dankie. My naam is Toinette Proubaert. Ek is die 1 Junie wat kom 35 jaar getroud met Prins Jack Braai Proubaert. Dis sy volle titel. My man is 'n geweldige braailiefhebber. So ja, ek het die voorreg om met hom getroud te wees en dan het ek ook 2 seuns. My oudste seun se naam is Roan en hy is 'n huge blessing vir my. En dan my kleiner seun, hy is 31. Hy is in die Kaap, hy is so amper 2 jaar terug getroud en dan het ek nou wat ek in Engels sê my daughter in love, is my dogter Janine. So ek super opgewonde om met hierdie familie te kan wees. My oudste seun woon in George, so ek is 'n baie dankbare mamma. En ja, ons kuier maar gereeld met die enetjie in die Kaap. Wat my lewe aanbetref, Richard, ek is nou al 14-15 jaar betrokke by die Family Transformation Center hier in George. Sure. En so ja, dis 'n voorreg om die Here se werk te kan doen. Dis 'n voorreg om te kan ja sê. Dis 'n voorreg om sy krag te kan ervaar. En dan ook te weet dis genade. Sure. Maar dit vat ons ja. En soos ons net ja sê, Amen. doen hy amazing goed deur ons Dis waar. en kan hy al die eer kry. Swaar. En jou lewenspad, waar is jy gebore? So ek is in die Heksriviervallei in die Kaap gebore, maar ek het ongelukkig of gelukkig groot geword in Johannesburg. Ek het ook ja, daar 44 jaar gewoon voordat ons afgetrek het uit George toe. So ja, my ouers was baie gemiddelde klas mense. Pappa het baie hard gewerk om vir ons alles te probeer gee wat ons nodig het en hy het regtig sy bes gedoen en dit het goed gegaan. Ongelukkig, ek sê altyd daar's nie ding soos huweliksprobleme nie. Dis enkel lopende probleme wat nooit uitgesorteer word nie. Ja. En dan kom ons by mekaar en ek sê altyd wanneer 2 een word, watter een? Sure. Want die een wil hê die ander moet soos hy wees en die ander kant om, maar dit werk nie altyd so nie. So ek sê die een wat ons moet word is Jesus. Amen. En mamma en pappa was al twee eintlik so gebroke en so seer. En so hulle huwelik het dit nie gemaak nie. Hulle het 25 jaar uitgehou en probeer. Maar op die einde van die dag is hulle uit mekaar uit. En tog, soos God sê in Romeine 8:28, bring hy alles ten goeie mee. Want albei pappa en mamma het tot bekering gekom na dit. Sure. So ek het in 'n huis groot geword, waar ons kerk toe gegaan het. Maar ons het nie regtig die Here geken of gedien nie. En so ja, ek is eintlik half dankbaar dat hulle albei by die Here uitgekom het, al was dit apart van mekaar. So ja, dit was in Johannesburg en toe het ek onderwys gestudeer. Ek het 'n paar jaar skool gehou. En toe was ek in 'n klomp goeters, want ek praat redelik maklik en baie. En so ook het hulle my op 5 skool toe gestuur, want hulle het gedink ek's baie slim, omdat ek so baie kon praat. Maar ek was 16 in matriek, en daar het 'n baie groot ding gebeur toe ek 16 was. Ek was verkrag in my pa se huis, deur wat daai tyd die jeugpastoor was. En so dit het baie groot invloed op my lewe gehad, en dit het 'n baie aaklige ding in my lewe oopgemaak, waar ek baie promiscuous geword het, as gevolg van daai gees van welis, wat oorgedra was, nee? Want dit was nie liefde nie. En al het ek nee gesê, en al het ek probeer, ek is 'n redelike klein, petite mens, en ek kon eenvoudig net nie keer nie. En so ek het vir niemand gesê nie, want ek het nie met my pa baie goeie verhouding gehad nie. Want toe ek 5 jaar oud was, is my sussie gebore. En ek het so half gedink sy vervang my. Dit was nooit papa se intensie nie. Maar jy weet, jy het 'n persepsie. En baie keer sit ons met 'n papa wond of 'n mamma wond.
Maar dit is nie eintlik altyd wat hulle bedoel het nie, dis ons persepsie daarvan. Ja. En later jare, toe ek en pappa daaroor kon praat, toe was dit nooit in sy hart nie. En dis die ding, ons oordeel so maklik, Richard, Ja. want ons kyk nie na die hart nie. Swaar. Ons kyk na die uiterlike, soos wat God sê in Samuel, wat hy sê, moenie kyk na Saul se uiterlike nie, ek kyk nie so nie, ek kyk na die hart. Ja. En so daar het ek 'n baie duur les geleer. Ek het jare van 'n slegte verhouding met my pa gehad, as gevolg van my verkeerde persepsies. Ja. Maar dit het darm met die genade van die Here verbeter en baie mooi uitgewerk. En ons het so 9 jaar voor pappa oorlede is, amazing tye saam gehad. Wow. Vol liefde, Sure. vol vreugde en vrede. Ja. En ons kon so baie oor die Here gesels en dit was my lekker. Sjoe. En jou verhouding met die Here, waar het dit begin? Richard, hoeveel tyd het ons? Ek het die langste storie, dink ek, ooit. Ja. Om die opsomming te doen, moet ek eintlik begin by die begin, waar ek wel eintlik vir jou gesê het van die verkrachting, Ja. en dit het daarna gelei het, so, Ja. ek was Delilah Ja. op steroids. Ek dink Ja. daai girl het niks geweet nie, ek sou haar 'n paar triks kon geleer het. Ja, sure. En ek het regtig 'n baie ver van die Here lewe gelei. En toe het ek met 'n man getrou, sonder om te vra of te bid, ek meen wie bid nou oor dit Ja. in my lewe daai Ja. tyd, verstaan? En ek het net met hierdie man getrou en baie groot verkeerde besluit. Ek was fisies aangerand deur die eerste persoon wat my verkragt het vir meer as 'n jaar. En ek was te bang om vir iemand te sê. Ek het soveel blou merke en skrape gehad en skop en slaan en baie abuse. Sure. Maar weer eens, ek was te bang om iemand te sê. En met die genade van die Here, wat ek nie eens daai stadium geken het nie, het hy my uit daai verhouding uitgehaal. Maar toe ek nou getroud met iemand, en ons het nou weer daai situasie gehad. En toe my seun 2 jaar oud was, toe besef ek, eendag toe ek my seun se vrees sien met die aanranding, ek kon dit hanteer. Maar ek kon nie daai hanteer dat hy Ja. daardeur moet gaan nie. Sure. En ek het geskei. Ja. Ek wil vandag vir mense sê, ek is nie 'n geskeide vrou nie. Ek is 'n vrou wat deur 'n egskeiding gegaan het. Ja. Ons is nie wat met ons gebeur nie. Dit is Ons so. identiteit in Christus Ja. is nie wat met ons gebeur het Ja. nie. As ons besef ons is 'n dogter van Abba en wat Ja. met ons gebeur het, kan hy ten goeie meewerk, want hy het. Amen. Want toe net na my egskeiding, letterlik die dag van my egskeiding, het ek iemand ontmoet. En glo dit of nie, in al my Delilah moves, het ek daai aand saam met hom uitgegaan. Ek is die oggend geskei. Ek is daai aand saam met 'n ou uit. Sure. Dis wie dit was. Ja. Ek wil nou terugkyk en dink, hoe is dit moontlik? Ek lag vir myself. En plus, my klere drag. Jy weet, ek sê altyd ek het my tops, my blouse van Engeland afgekry want hulle praat ons van lo and behold. Ek het verskriklik aangetrek. Ja, En as ek sure. nou terugkyk, kan ek net sien hoe ver het ek gekom deur die genade van die Here, wow. want die ou wat ek toe ontmoet het my die volgende week na kerk toe genooi. En ek sê toe so hoek af vir my vriendinne, luister, ek gaan nou Sondag aand kerk toe op 'n date. Hulle sê, wat meen jy? Ek sê nee, hy het my uitgevra op 'n date. Ek gaan nou maar kerk toe. As ek met kerk toe gaan, gaan ek saam met hom. En die Here se humorsin is eintlik so groot. Van ek, toe ek onderwys geswat het ek Bybelstudie gehad. So ek het baie geweet van God, Sure. maar ek het hom nie geken nie. Ja. En daai aand by NG Kerk Fontainebleau in Randburg, Sure. het hulle nie 'n woord gepreek nie. Hulle het net lofsang gehad. Nou Richard, die eerste keer toe ek lofsang hoor, toe ry ek nou hoeka saam met hierdie Prins Jack Braai Proubart in sy kar. Ja. En ek probeer nou luister wat hy sê, maar hy's rustig. En hy's kalm en hy's anders as ander mans. Want jy weet, die wat ek geken het geslaan en dinge gedoen wat nie goed was nie, Ja. nê. En ek luister na hom, want nou hoor ek iets op sy radio in die kar. En dis mos gewone musiek, dit lekker met 'n beat en half. Maar daar snaakse woorde, want hier en daar hoor ek Jesus en God en ek tog, weet jy, hierdie is godslasterlik, want mens kan nie die Here se naam so uitelik gebruik nie. Ek het in my lewe nie geweet wat worship musiek is nie. En nou praat ek ook van 36 jaar terug, Sure. nê? Maar nou daai aand met daai liedjies. Kyk, daai klomp mense is vriendelik hoor. Hulle maak of hulle my lankal ken. Ja. En toe begin hulle met hierdie mooi woorde wat hulle vir God sing. Maar regtige liefdeswoorde. En ek dog by myself,
Maar ek wil ook so vir God sing. Ek wil ook hier goed vir hom sê. En iets het in my hart gebeur. En toe doen hulle 'n altar call. Hulle roep mense vorentoe wat hulle hart vir die Here wil gee. Maar Richard, daar staan ek soos 'n toring geplant, want ek mos nou op 'n date. Hoe kan ek nou vorentoe gaan in die kerk? Maar ek sien toe nou sy oë is toe en ek dog, nee goed. Dan kan ek nou my oë toe maak en ek kan nou saam met hierdie ou bid. En toe hy sê dat bid agter my aan as jy jou hart vir die Here wil gee. Toe doen ek dit. Sure. En daar het iets amazing gebeur. Wow. Dis net ek kon dit voel. Daar was iets het geskuif en ek het skielik lig gevoel. En toe ons uit die kerk uitstap, toe sê ek vir hom, "Is jy van hierdie mense?" Toe sê hy, "Wat weet jy, 'n Christen?" Ek sê, "Ja, maar soos hierdie klomp." Hy sê, "Ja, ek is jy." En ek sê, "Ja, ek dink so, want ek het nou saam met hierdie ou gebid." En hy sê vir my, "Sjoe, ek is so bly jy het. Want as jy nie het, sou ek jou moes los." En ek sê vir hom, "Maar ek is so cute." Jy weet die vanity, die ydelheid van daai tyd. Maar dis ook my hart vir die Here Ja, gegee sure. en dis nou 36 jaar terug en sjoe. Jy weet, as hulle praat van voete, hakke, kop, skouers, die hele klomp. Alles in. En Sure. binne 3 maande, toe ken ek al die liedjies op sy foon. En in sy kar, toe kan ek al die goed saam sing. En ag, ek kan nie die Here genoeg dankie sê vir die lewe wat hy vir my gegee het nie, want the redeemed, Ja. die wat vrygekoop is, die wat deur die genade van Jesus op 'n regte plek kan kom in 'n verhouding met hom. Nie omdat jy goed genoeg is nie, Ja. nie omdat jy hard genoeg bid nie, Ja. nie om enige rede nie, maar dit was sy genade. En maar jy weet, Richard, ons het verantwoordelikheid om ja te sê. Ja. En ek het ja gesê en ek is so Prys dankbaar. die Die Here. beste besluit in my lewe. Na jy ja gesê het, wat het verander in jou lewe? En hoe dit verander? Wel, nommer 1 my klere drag. Nou weet jy jou gesê. Ja, jene, dit was eintlik so vreemd want ek het nog steeds 'n bietjie so aangetrek. Yes. En vir 'n lang tyd het ek vir my man gesê die dag, "Hoekom het jy nooit vir my gesê nie?" Ja. Jy weet, toe sê hy nie, hy het geweet die Here sal met my praat. Sure. Ja, dis nou vertrou op die Here daai hoor. Ja, amen. So ja, ek was aan die brand. Hulle sê mos on fire for the Messiah. Ja. Daar was ek van die begin af. Ek wou net vir almal vertel van Jesus. Ek het dadelik na my sussie toe gery gesê, "Luister, jy's op pad hel toe. Jy moet nou draai. Jy weet daai tunnel bin." So ek was net van die begin af. Die Here het my 'n gawe gegee Ja. van kommunikasie. Ja. En ek het wat hulle noem die exhorter gift. So ek wil Ja. altyd mense jy weet oplig Yes, en bemoedig yes. en woord gee en skrif Ja. gee en saam met sê nee man, ons kan hierdie doen. Die Here is by jou. Dit was net nog altyd daar, maar nou Yes. kan ek dit vir hom doen. Wow. En so ek het regtig handomkeer verander. Ek het Ja. so baie wou leer. Ek het so baie in die woord gesit. Jy weet daai tyd het ons nog nie selfone gehad nie, nê? En so ek het 'n boekie gehad en ek het 'n klomp skrif as ek stilte tyd hou in die boekie gehad. Die boekie altyd in my handsak, so as ek wag vir iemand om my op te tel of as ek in die bus ry of ek iets doen, dan het ek altyd die woord uitgehaal en gesit en gemediteer op die woord. Ek is so dankbaar vir die woord. Want ek sê mos in die woord. Jy weet as iemand 'n boek Ja. skryf, wil jy altyd daai persoon wat die boek geskryf het ontmoet. En in die woord ontmoet jy elke dag die skrywer Ja. van daai boek. Is Dis dit nie waar. lekker nie? Sure. Ja. So Bybel lees, bid, kerk toe gaan. Baie geleer, baie kursusse bygewoon. Ek was vir 12 jaar by pastoor Harold Weitz in Little Falls in Johannesburg en hy was 'n leraar van die woord. Hy was nie net 'n prediker nie. Ja. Sjoe, hy kon 'n mens leer. En ek het geweldige fondasie gebou daar vir 12 jaar. Ek is so innig dankbaar vir dit. En hy kon God se stem hoor. En hy het my honger gemaak om God se stem te kan hoor. Ja. Want jy weet baie keer ons praat die hele tyd met God. Maar ek dink dit is half belangrik om te hoor wat hy ook sê. Sure. Jy weet, dis hierdie verhouding en ek het altyd gedink maar hy hoor God se stem. Maar ek weet nie om God se stem te hoor nie. Want mense het baie keer 'n verkeerde konnektasie daaraan. Jy weet hulle dink is hierdie stem wat sê Twanet, luister nou en ons weet dis glad nie so nie, maar ek het vir jare Richard Jesus so lief gehad, maar nie geweet hoe sy stem klink nie. Sure. Nee? En tot ek begin besef het, maar wanneer ek stil raak, wanneer ek gedagtes skryf wat amper soos ek klink, maar dit is beter as myne, dan kom dit van hom af. En as hy vir my woord wys en as hy dit bevestig, die Here het nogal 'n manier om prakties goed vir my te wys. Jy weet, ek sal byvoorbeeld 'n vlinder sien. En dan sien ek 3, 4, 5. En dan sal een op my hand kom sit en hier by die 10 een begin ek agterkom, okay, hier gaan nou iets aan. Ja. Here, wat wil jy vir my sê? Sure. En dan sal iemand vir my 'n boodskap stuur met 'n vlinder. En ek eendag vir die Here gevra,
Nou is ek by 'n vroue kamp, jy weet, so naweek. Nou sê ek vir die Here, ek is nou ernstig oor jou stem hoor. En ek het 'n boek gelees op daardie stadium, Intercessory Prayer van Dutch Sheets. En ek dog hy praat hier van 'n beersalwing en 'n vlindersalwing. Nou dog ek goed. 'n Beer hoor nou, dis wat God sê, gaan vandag en sê jy gaan 'n man ontmoet en hy gaan hierdie swart T-shirt aan en sy naam is Richard en hy sê vir hom Richard, die Here sê ek moet hierdie en hierdie vir jou sê. Nou sê ek vir die Here, maar jy weet mos ek sal dit doen. Ek is nie bang vir praat nie, maar jy sê niks vir my om vir iemand te sê nie. So as ek nou 'n beer is vandag wil ek hoor, of as ek nou 'n vlinder is wil ek hoor. Want jy weet mos 'n vlinder, hy weet nie watter kant toe hy gaan nie. Dis op en af en links en regs. Ja. Maar die volgende oomblik land hy iewers en dan gaan hy op en hiernatoe. En daai dag, daar's nie 'n vlinder in sig nie. Niemand praat oor 'n vlinder nie en ek dog nee wat, ek is nou maar seker nie die nie. Richard so halfpad deur. Teetyd. Praat ek hier met 'n vroutjie. En sy sê vir my, sy het as 'n tiener 'n abortus gehad. En sy weet God het haar geroep om met mense te praat om lewe te kies. Ja. Nou sê ek vir haar, nou wat moet ek kies? Want my pa het my verwerp, dis ook gevoel het. Ek was aangerand, ek was verkrag, ek was geslaan, ek is geskei. Ek het nou deur al die goed gaan, so wat een kies ek nou? En sy sê van die volgende, sy sê, Twanet, ek dink jy's soos 'n vlinder. Ek slaat amper om. Soos ek sê vir haar, wat? Sy sê, hoor jy, ekskuus, het ek iets verkeerd gesê? Ek sê, nee, sy sê, jy het iets reg gesê. Ek het vanoggend vir die Here gesê, as ek 'n vlinder is, dan wil ek nou weet. En hier sê jy letterlik daardie woorde. Is dit nie wonderlik hoe die Here ons gebruik nie? Hoe hy daai dag vir haar voorberei het. Om te weet, om vir my te sê, jy's soos 'n vlinder. Wow. Ja, so het ek sy stem leer ken en net meer en meer verander en geleer en toe het ek begin raad gee. Mense het heeltyd my kon goed vra. En dan sê ek maar net, Here, wys my. En daar's 'n skrif in Jesaja, ek dink dit is 50 vers 4, waar die Here sê, elke oggend maak hy my wakker en hy gee vir my goed om te sê vir die dag wat ek nodig het vir mense. Hy leer my sodat ek weet wat om te sê. En van daar af, Richard het dit net begin uitvloei. Mense het na my huis toe gekom, ek het begin in bediening. Ek het letterlik net in afhanklikheid van die Here gesê, Here, ek weet nie wat hier aangaan nie, maar jy weet. Sit die woorde in my mond en hy doen dit nou nog. Ja. Ja, as die Here jou uit iets uitgehaal het, dan het jy iets om te gee. Ja. Want jy weet waar mense is en selfs mense wat vandag kyk en luister wat wanneer jy praat en jou storie vertel, baie van hulle kan identifiseer met waar jy was en miskien is hulle nog daar vandag. Wat sal jy vir sulke mense sê? Ja, wel eers ding wat ek wil sê is ek sê altyd welcome to life. Ons het almal 'n storie of 5, 6. Ja. Want die fun los niemand uit nie. Ja. Wat ek geleer het, Richard, is ek het amper my man verloor. Ja. Deur my te doen. Sure. Omdat ek so gebroken was. Onthou, ek het 'n mamma gehad wat 'n verkeerde voorbeeld gewys het uit haar pyn uit. En dis hoe ek my man begin behandel het. Al is hy die een wat my na die Here toe gelei het. Al is hy die een wat my gedoop het. Al het ons hierdie beautiful verhouding gehad. Ek het hom gebreek. So. Ek het sy liefde vir my gebreek. Richard, want mense wil by mense wees wat hulle laat goed voel oor hulle self, nie wat hulle kritiseer en afbreek nie. Dis al wat ek geweet het. So. Ek het gedink as ek hom kan size, gaan niemand hom wil vat nie. Ek was so bang. Hy gaan my los. En jy weet Job 3:25 sê, dit wat ek vrees sal op my kom. Ja. Nou wat doen 'n mens, Richard? Jy kan nie maak of jy nie vrees het nie. Ja. Ons moet dit in die lig bring. Ons moet vandag eerlik wees met die Here en sê, Here, ek vrees. Ek vrees finansies. Ek vrees siekte. Ek vrees die dood. Ek vrees verhoudinge, wat ook al dit is. Wanneer ons dit in die lig bring, verloor die vyand sy houkrag. So. En God kan ons help, want jy sien, ons kan nie vrees en glo gelyk nie. Ja. Die een sal altyd die ander vervang. Yes. En daarom moet ons eerlik wees en sê, Abba, hier's my vrees. Gee vir my asseblief vrede, geloof, vertroue in U. Dit wat ek nodig het om hierdeur te kom. Want jy weet, as ons gaan bid, Richard, en ons loop dieselfde uit as wat ons ingeloop het, dan het ons net gekla. Ons het nie gebid nie. Ja. Want die Here sê, in sy teenwoordigheid, is daar altyd iets wat gebeur. Hy vat die een en hy gee die teenoorgestelde. Sure. Hy vat die las en hy gee die vreugde en die deurbraak. En ons het nodig om dit te leer. En wat ek geleer het in my soveel van my stories en met my huwelik byvoorbeeld. Ons sit baie keer in 'n ongelukkige huwelik. Richard, daai man of vrou met wie ons getroud is, man en vrou, vrou en man, is nie ons vyand nie. Satan is ons vyand. Ja. Die woord is duidelik.
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, Ja. maar deur magte en kragte, rulers, principalities and powers in the air. Ons het nodig om daai waarheid weer vandag te hoor. Ja. Ons het nodig om te weet dat die enigste een wat wen is Satan wanneer ons beklei. Kom ons beklei nie met mekaar nie, Amen. maar kom ons beklei saam teen hom. Yes. Kom ons kyk wie ons vyand is en ons haal hom uit. Ja. En ons sê nee, groter is hy wat in my is Ja. as hy wat hier op die aarde loop. Sure. En dat ons ons verhoudinge eer en koester en mekaar opbou en die mooi in mekaar uitbring. Jy weet, ek praat van 'n crazy cycle. Ons is almal of Ja. op die regte een of die verkeerde een. Yes. Jy weet, Richard, 'n man spel liefde respek. Yes. Jy kan van Amen, 'n man dis sê ek waar. lief jou soveel as jy wil. Maar as jy vir hom respek wys, dan voel hy geliefd. Ja. Ek het een keer in al hierdie jare wat ek nou my ministry doen, het 'n man een keer vir my gesê, saam met sy vroutjie, ons het vriende geraak. Dis sê vir my, "Wie wat? Ons is 32 jaar getroud. Ek het altyd geweet my vrou is lief vir my, maar nou voel ek dit." Ja. Is dit nie wonderlik nie? Sure. Alle eer aan Jesus. Ja. Nee. En so met my amper gebroke verhouding, letterlik op die punt van skei gestaan, het die Here my kom wakker maak en my gesê, "Twanet, hier is dele in jou lewe wat jy moet kom genesing kry." Ek het my pa, ek dink regtig amper 300 keer vergewe. Ja. En as iemand weer vir my sê, "Vergewe jou pa," dan wil ek hulle gooi met iets. Want hoeveel keer moet ek dit nou nog doen? Maar jy sien, ek het baie geleer oor vergifnis en werklike vryheid in vergifnis. Want ons weet ons moet vergewe. Ja. Almal weet dit, almal preek dit. Maar Richard, daar's 'n manier wat ek geleer het om te vergewe wat jou regtig vry kan maak. Ja. En nie net die woorde sê nie. Nie net uit gehoorsaamheid nie, maar ook met deel van die emosie en deel van die gevolge Ja. van wat gebeur het. Sure. Die ou wat my verkrag het, ek moes hom vergewe. Nie net vir die verkrachting nie. Ek moes hom vergewe dat ek nie meer 'n maag was nie. Dat ek nie op my troudag 'n maag was nie. Dat ek 'n lewe gevoer het wat klomp mans te veel, te ver gegaan het. Waar ek nie geweet het wat ek doen nie. Ek moes hom vergewe het vir dit, die Ja, gevolge die gevolge. van welis wat hy wakker gemaak het in my. Ja. En toe ek dit kon doen, en die Here my gewys het, glo dit of nie, seker so 15 jaar terug, is ek en my man in Natal, van Georgia, Ja. by 'n of ander konferensie van hom. Richard, daar sit ek tussen 450 mense, reg langs die ou wat my verkrag het. Toe ek 16 was, Sure. nee? En ek sê vir my man, hoorie, hierdie is die ou wat, hy sê, wat? Is jy okay? Ek sê, ja, is jy okay? Hy sê, ja, ek's okay. Ek sê, ek ook. Want jy sien, hy het niks meer op my gehad nie. Ek was vry. Ja. Ek is nie 'n verkragter nie. Ek is iemand wat daardeur gegaan het, Ja. wat oorwinning gekry het, Ja. wat vergifnis kon doen en wat genesing gekry het, Sure. sodat ek mense kan beïnvloed en optel en sê, luister, kyk wat kan die Here doen. Dit wat hy vir my Ja. doen, wil en gaan hy vir jou doen. Hy kort net jou ja. Sure. Nou dis die volgende vraag. Jou bediening. Ja. Prakties, hoe werk dit? Sjoe. Wel behalwe vir die 15 jaar wat ek nou by die Family Transformation Center is, wat ons Yes. berading, bevryding, innerlike genesing, al daai goeders doen. Het ek die voorreg en ek dank Japie en Fransie Libbe vir die geleentheid. Ons het saam begin, Ja. nee? Ons was 5 mense wat saam begin het en met die genade van die Here is so gegroei en regtig hulle impak in baie. Ek dink amper duisende mense se lewens gemaak. verseker, Wat 'n voorreg, verseker, nee. ja. So, uit dit wat ek geleer het, toe ek amper my man verloor het die Here vir my kom beginsels leer van verhoudinge. Ek sê altyd, daar's wette in verhoudinge. Dis soos gravitasie. Ja. Dis 'n wet. Jy hoef nie daaraan te glo nie, maar jy gaan val as jy van die dak af spring. Glo vir my, jy gaan nie vlieg nie. Ja. En dan is daar verhoudings, goeders wat ons nie ken nie. En ons breek dit en dit veroorsaak onnodige ongelukkigheid in ons huwelike. Ja. En so wat ek geleer het ek toe die voorreg gehad. Richard, en ek is nie eintlik iemand wat goed kan beplan nie. Ek het 'n boek geskryf, Sure. maar dit is half by ongeluk. Dis wat in my lewe gebeur. Ek het hierdie kursus begin aanbied met 10 vrouens in my sitkamer. En een van my beste vriendinne, Chris Marie Elstad, het vir my gesê sy wil bietjie saam met my hierdie ding doen. En toe ons nou 'n groter groep vrouens het, toe sê sy eendag vir my, "Twanet, dink jy nie ons moet vir hulle so 'n bietjie papiere gee nie, weet soos 'n handout. Ons is ek. Ja.
Ons is ek. Toe moet ek nou begin goedjies neerskryf, want ek is so, ek gaan maar soos die Heilige Gees my lei. En daar word ek bietjie in 'n blik gedruk met vorm en konstruksie en dis nie regtig my sterkpunt nie, maar die Here het my gehelp. En toe sê sy vir my eendag, maar dink jy nie ons moet vir hulle bietjie begin slides wys nie. Jy weet, laat ons nou hierdie kursus nou so met. So, ons is toe weer ek en het vir ure gesit en slides maak en so tussen die notas en die slides het 'n kursus geword en ek het 'n boek geskryf, The Art of Womanhood. En so bied ek die kursus nou al 14 jaar aan. En is so voorreg, donderdagoggende en donderdagaande is 2 verskillende groepe waar die vroue kom en dan leer ek goeders wat die Here vir my gewys het en dan het ons groepietjies en ons gesels bietjie daaroor en ons bid saam en ons gaan baie diep in seker van die goed en van die goed is bietjie ligter, sal so af en toe asem. En dis net so lekker. Dis wonderlik om te sien hoe elke kursus dieselfde basis het. Maar elkeen is anders, soos wat die Gees kom. En hy weet wat hierdie groep vrouens nodig het. En met dit is daar toe kan jy dit in die Kaap kan jy dit in Bloemfontein, kan jy dit hier, nou kyk Prins Jack hou van my naby sy lyfie. En so het ons dit begin opneem en ons doen nou livestream. So enige iemand kan inskakel. Dis 10 sessies, so met ander woorde 10 donderdae. En ja, dis eintlik die grootste deel van waarop ek nou begin fokus het. Die Here het hierdie jaar vir my gewys. En dankie ook vir hierdie geleentheid want hy wil Art of Womanhood uitbrei. Hy wil die impak uitbrei want Richard, huwelike is in fladdere. En ek is eintlik bietjie skaam om te sê, ek het gehoor George is een van die grootste dele van die land waar die hoogste egskeidingssyfer is. En so met my hele wese veg ek saam met vrouens vir huwelike. En ek glo, soos wat myne omgedraai was, en nou tot God se eer kan wees, weer eens Romeine 8 vers 28, nê, dat hy alles ten goeie meewerk, kan hy ons help om ook te besef wie is ons vyand en saam te staan en op die regte beginsels ons huwelike te kan help red. Wat jy sien Richard, wat vir my kosbaar en belangrik is elke besluit wat ons neem. Dis nie net vir onsself nie. Dis vir ons generasies. Dit is so. Dis vir ons kinders en ons kinders se kinders. Ek sê altyd, ek wil die tipe huwelik hê wat my kinders wil sê, ek wil ook trou. En ek dink dit is in elke huis. Nee, dit is so. Nee, en het ons die verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te stel dat ons kinders besef. Ek sê altyd, jy weet, huwelik is geskenk van God aan ons. Wat ons met daardie geskenk doen, is ons geskenk terug aan God. Ons het 'n verantwoordelikheid om hierdie geskenk van die man wat hy vir my gegee het en die vrou wat hy vir jou gegee het, om dit op so 'n manier te eer en te lei dat ons God verheerlik daarmee. Want dit is eintlik 'n spieelbeeld van ons verhouding met hom. Hy is ons bruidegom vir wie ons voorberei. En is dit nie 'n praktiese manier? Want ek sê, kyk sussie, as jy met jou man so kan praat, dan kan jy met die Here ook so praat. En ons skrik baie keer want ons sal nooit met die Here so praat nie, maar jy weet, hy's iemand se seun. Nie net 'n ander mamma nie. Met my 2 seuns, kyk as jy nou met my seun so wil werk soos wat ek in die begin gewerk het met my arme man. Sjoe, my nael sal uitkom. En is dit nie so Richard dat ons met die seun van God praat? Of die dogter van God praat? Ons moet ons woorde tel. Ons moet ons harte tel. En daarom het ek nou 'n podcast begin met die naam Pure Heart and Clean Hands. Want dit is my uiterp aan die Here. Here help my. Want Richard, ons kry almal seer. Dit is so. Ons raak almal teleurgesteld in mense en ons wil ons harte verhard. Ons wil self beskerm. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê, wie sal na die Here toe kan gaan en in sy teenwoordigheid kan wees? Die met 'n hart wat rein is en hande wat skoon is. En dit noop my elke dag om vars te begin en sê, Here, vandag help my weer. Dat ek in U teenwoordigheid mag wees. As daar dinge is wat uitgepop het in my, wat nie van U af is nie, ek is jammer. Vergewe my. En dis wat ek so vind. Ek dink ek wil vir luisteraars vandag herinner. Wanneer God jou vergewe, 1 Johannes 1 vers 9, bely jou sonde. Want wat sê hy? Ek is getrou en regverdig om jou te vergewe. Nie wanneer jy dit 100 keer uitgeskryf het, of jouself geslaan het, of kwaad is vir jouself vir nog 3 weke nie.
Maar wanneer jy dit bely, Ja. vergewe ek jou onmiddellik. Sure. En dan is ons weer reg met hom. So hier's wat ek doen. Jesus, ek is so jammer. Ek het nou weer soos 'n goedkoopwekker afgegaan. En dis nou glad nie hoe U wil hê ek moes wees nie. Ek het dit gemis. Ek is so jammer. Vergewe my. En help my Heilige Gees om dit nie weer te doen nie. Sure. En dan sê ek die volgende. Abba, dankie. Ek vat jou vergifnis. En weet jy wat? Ek vergewe myself ook sommer nou. Ja. Want ek weet soveel luisteraars, net soos ek het vir jare so myself kastei en nie sy vergifnis gevat nie. En myself nie vergewe nie. Dis 'n groot ding daai. Richard, Ja. om 'n mens self te kan vergewe. En dis Ja. een van die lesse waaroor Dit ek is. praat. Ek praat oor aanvaarding. Ek praat oor oordeel. Ek praat oor vergifnis. Ek praat oor innerlike genesing. Ek praat oor, moenie my eers bring by longings en triggers nie. Jy weet, daai begeertes in ons lewe wat ons moet hê, wat 'n God-gegewe begeerte is, wat nie ontmoet is nie, Sure. wat veroorsaak dat ander mense op eiers moet loop, Ja. dat ons nie ontplof nie. Nee, liefie, Ja. dis jou ontploffing, dis jou trigger. Jy moet sien hoekom gebeur dit Ja. met my. Wat het gebeur? Waar moet daar genesing kom? So dis een van die lesse. Sure. Ons het wonderlike goed daar ons praat in die kursus. En regtig, ek het honderde, duisende getuienisse Ja. van wat Jesus doen in elke kursus. Daar is Ja. vrouens wat vir die eerste keer hulle lewe vir Jesus gee. Daar's vrouens wat weer nader aan Jesus kom. Daar's huwelike wat omgedraai word. Daar's kinders wat inkom. Dis regtig wonderlik en ek is so dankbaar Ja. en so opgewonde Ja. om my lewe te kan lewe vir sy eer. Ja. Wat 'n voorreg. Ja. Ons is geroep, elke liewe een van ons. Ja. Jy weet Jesus sê, elke dag van jou lewe is klaar geskryf Ja. in daai scroll of remembrance. Ja. Dit wat hy geskryf het in ons boek voor die Ja. grondlegging van die aarde. Ons het 'n verantwoordelikheid om te sê, Jesus, wat het jy geskryf oor my? Yes. Help my om daarin te stap. Sure. Ek wil. Ek sê ja, Here, voor jy Ja. vra. Is daar nou vrouens is wat vandag kyk of luister en wat voel hulle is in 'n moedelose situasie. Hulle weet nie om links of regs te gaan nie en hulle hoor wat jy sê. Hulle hoor van the art of womanhood. Wat is die volgende stap? Wat moet hulle doen? Ja, so hulle kan ons kontak. Hulle kan my kontak. Ek glo ons sal dalk die webwerf tuiste Ons kan sal opsit, ja. opsit. Ja, Ja, sit op, ja. Art of Womanhood het 'n webwerf. Ek het ook die Family Transformation Center se nommer wat hulle met my in Yes. kontak kan kom, wat ons hulle die kursus kan besonderhede gee, waar hulle ook online dit kan doen, waar ons vir hulle boeke pos en ja, ons kan 'n bietjie begin saam stap. En weet wat's my baie belangrik, Richard, is dat if each one reach one, Ja. kan jy dink die impak. Ja. Dit wat ek leer ek weer vir iemand anders. Ja. En ons sê byvoorbeeld, en dis interessant, ek dink ek hoor is half dat jy dit vra, al het jy dit nie gevra nie, is dat vrouens wat enkellopend is, kan dit doen. Dis Sure. nie net vir huwelike nie. Ja. Dis vir vrouens wat al geskei is. Ja. Ek het al 'n tannie van 82 gehad wat die kursus gedoen het. Ek gesê, my kind, as ek hierdie net vroeër geweet het. Ja. En weet jy wat sê sy ook vir my? Nou kan ek my kinders, my kleinkinders leer. Amen. Nee, Ja. jy sien Richard, ek het besef, mamma het nie iemand gehad wat haar kon leer Ja. nie. Sy het vir pappa so lief gehad, Ja. maar sy het nie iemand gehad wat haar gewys het Verseker, ja. hoe om 'n goddelike vrou. Ja. En nie Toinette se opinie nie. Ja. Ek daag al die vrouens Ja. uit wat ek nog elke keer in my kursus het. As daar iets is wat ek van jou verwag of iets is wat ek jou leer wat nie in die woord is nie, Sure. bring dit aan my toe. Sure. Want ek is nie slim genoeg nie. Ja. Ek gaan elke keer terug op die fondasie en die beginsels van God, want God weet wat hy doen. Dit werk. Ons kan wegkom met ander goed. Ons Ja. kan dit anders omdoen. Maar is baie moeiliker. Ja. As ons dit Ja. sy manier doen, is dit Ja. makliker en dit werk, Sure. want hy weet wat hy doen. Sure. En sy koninkryk is mos maar 'n bietjie onderste bo en agterste voor. Ja. Jy weet, dis as jy wil eerste wees, moet jy laaste wees. Ja. Ek sê altyd en sê hulle, Toinette gaan staan heel agter. Maar jy het jy gesien hoe kort is ek? Toinette gaan staan heel agter. Maar hulle gaan nie my eers kan sien nie. Toinette, ja, hier gaan ek. En ek gaan staan heel agter en jy weet mos hoe maak party van die onderwysers in die skool. As die klok klink, sê hulle, okay, almal draai om, ons loop weer van die agterkant af. En hier's ek eerste. Ja. Jy sien, dis is sy koninkryk werk. Ja. Mense moet hom net vertrou. Ja. Dit as hy vir jou iets sê om te doen, Ja. gaan hy dit mooi uitwerk. Sure. Dis die belofte. Hy's getrou. Hy's regverdig. Hy gaan nooit van jou iets verwag wat hy nie vir jou reeds gee om te kan doen nie. As ons kyk na 1 Petrus waar hy sê, ek het al klaar vir jou alles gegee wat jy nodig het Ja. vir hierdie lewe en vir goddelikheid. Ja. So dis klaar hier. Ons moet kies om dit te gaan afstop en onsself Ja. sigtigheid
bietjie te laat gaan. Ja. Want joh, Richard, ons raak so maklik. Dis alles oor my. Selfs al dink ons, ja, dit is nie ek nie, en ek is 'n victim spirit. Dis al klaar trots. Ja. Want ons het al klaar iets anders gedink as wat God sê. Ja. So terugkom na sy beginsels toe. Hom vertrou. Daar is wonderwerke vir huwelike. Ek het dit hoeveel keer al gesien. Richard, as ek mag deel. Ja. Ek het een vroutjie gehad. Onthou dit so goed. Sy was 'n alkoholist wat reeds ophou drink het en was besig om uit dit uit te stap. En haar skoonma, as ek dit reg onthou, was 'n sielkundige. En sy het by hierdie kursus aangekom. Haar man het haar reeds verlaat. Hulle was nog nie geskei nie, maar hy het reeds uitgetrek en hy het die kinders gevat. En so het hy af en toe kom kuier. En ons het vir haar gesê, as hy kom, dan doen ons hierdie en hierdie en hierdie. En ek het wat lekker is van my boek is dis 'n praktiese boek. Ja. Daar's sulke klein werkstukkies waar ons sê hierdie, probeer daai, kyk hoe reageer hy op. Jy sien, want baie boeke sê vir jou goed, maar hulle sê nie vir jou hoe nie. Ja. So ons moet probeer om dit bietjie meer prakties te maak, Verseker. nê. En toe sê ons vir okay, ons gaan hierdie doen, en gaan dit doen, ons bid saam met jou en so. En dan kom hy en waar hy gewoonlik net sommer by die hek gestop en die kinders afgelaai het en dan weer opgetel het ons gesê, nooi hom vir 'n koffietjie. Vra hom om in te kom. En so het hy ingekom vir koffie. En na 'n paar weke het hy gesien die veranderinge na, toe het hy naderhand gebly vir 'n ete en toe het hy nog meer veranderinge na gesien, soveel so dat na 2 maande het hy by FTC aangekom en hy het gesê hy wil met iemand sien wat met sy vrou wat het met sy vrou gebeur. En ons sê toe wel, sy het haar hart vir die Here gegee en dit en dit en dit en toe sê hy wel, dan wil hy dit ook hê. En daar het hy sy hart vir die Here gegee. En dis nou 7 jaar later en hulle het hierdie beautiful gesin en die Here het net hierdie amazing wonderwerk gedoen en Richard, ek kan vir jou heeldag nou besig hou met sulke beautiful getuienisse van wat die Here gedoen het. Ja, die tyd het ons gevang. Ons het aan die einde van die program gekom. Tonet, dit was wonderlik om te hoor wat die Here in jou lewe gedoen het en dis net weer eens 'n getuienis van hoe God alle dinge kan ten goeie laat meewerk en laat omdraai. Jy weet selfs die dinge wat ons luisteraars en ons kykers vandag in die gesig staar wat vir hulle oorweldigend is en so swart en so donker lyk, daai kan God gebruik om die lig vir ander mense aan te skakel. En terwyl jy so gepraat het ek gedink aan Hosea 4:6 wat sê my ook gaan teen gronde weens 'n gebrek aan kennis. Correct. En ek dink aan kennis wat 'n mens kan kry, die dinge waardeur jy is, die storie wat jy ons vertel het, jou storie vir sy glorie en al daai jare se dinge, die opleiding, die val, die opstaan, die trial, die error, al daai goed. Nou het jy hierdie alles in 'n kursus en in 'n boekformaat wat vir mense soveel kan help en soveel vorentoe kan sit met die kennis van die woord en ek hou van die woord te aard want dis amper soos iets wat jy besig is om die hele tyd te ontwikkel en soos jy sê, jy weet nou gaan jy 'n bietjie verkeerd en dan maak jy weer bietjie reg, vee 'n bietjie uit en gaan weer aan. Dis presies dit. So jy's besig om hierdie pragtige portret van jou lewe, van jou huwelik, van jou verhoudings te teken en dis nie meer hierdie kwessie van the hurt others, jy weet hierdie siklus wat aangaan en 'n mens breek daai siklus deur net die besluit te neem. So ek dink dis 'n geweldige wonderlike ek wil sê resource vir die koninkryk van God oor kerkdenominasiebande maak nie saak. Net om te kan ervaar, jy weet die vryheid, die blydskap en die oorwinning. Ek sê altyd vir die mense ook daar in my lewe voel ek dat wanneer ek op my gelukkigste is nie wanneer ek geld het of wanneer ek bates het nie, maar wanneer ek op my gelukkigste is wanneer ek sy wil doen. Dis so om in die senter van sy wil te kom en ek kan dit sien en ervaar hier in die ateljee vanmôre. Ek voel dit in die gees hoe jy in sy wil is besig om sy wil te doen en dis daai blydskap en daai borrelende vreugde wat ek ervaar hier. Dis hy sweet spot. O, jene, dis lekker om daar te wees. Jy wil nie jou eie ding doen nie. Ja, nee. Nou sal jy vir ons bietjie afsluit met gebed en net vir ons luisteraars en kykers bid. Sjoe, baie dankie. Abba, baie dankie. Ek vra Abba dat dit wat vandag gebeur in luisteraars se harte. Ja, Jesus. Dat U dit eksponensieel sal laat vloei. Abba, dankie dat U elke versigtiging hoor. Elke hart wat uitroep na U toe nou.
Dankie. Abba, Jesus. elke persoon wat werklik vra, wat desperaat is. Want Abba, baie keer luister ons ongelukkig net as ons desperaat is. Ja. Maar dankie dat U hoor. En dankie vandag vra ek Here vir elke persoon met pyn, dat hulle daai pyn vir U nou kan gee. Ja. Here, dat hulle die vergifnis sal kan doen, Ja. dat hulle die vryheid en genesing van hulle eie wonde, Jesus. hulle eie tekort van identiteit as dogter van Abba of seun van Abba, waar die leuns van die vyand vir hulle hou. Vader, ek kom in die naam van Jesus en ek Jesus naam. verklaar met die krag van die Heilige Here. Gees dat ek kanselleer elke valse juk Ja, Here. wat op jou skouers lê. In Jesus In die naam. naam van Jesus, sy juk is sag, sy las is lig. En enige iets wat vir jou nou aftrek, is nie van die Here af nie. Amen. Ek vra en ek kom Abba teen die gees van skuldgevoelens, van condemnation. Here, van voel ek is nooit reg vir God nie. Ek kanselleer dit in die naam van Jesus en ek verklaar oor jou die waarheid. Ja. Jy is geliefd. Jy's geroep, jy's gered, jy is geseënd. God hoor jou. Hy wil met jou praat. Hy wil jou genees en hy wil hê jy moet opstaan. Dat jy weer krag het vir nog 'n dag. Amen. Sy genade is nie elke môre. Jy hoef jou lewe net vandag te doen, net vir 8 ure. Jy hoef nie te bekommer oor môre nie, want môre is nog nie daar nie. Ons het nog nie die genade vir môre nie. Dis hoekom ons bekommer oor môre, maar die woord sê moenie. Moenie nou bekommer oor môre nie. Vat vandag, vat my hand vir hierdie dag en Dankie, kyk wat ek Jesus. in jou doen, deur jou doen en vir jou doen. Al wat Halleluja. ek wil hê is jou ja. En ons sê, ja Abba, Dankie. in die naam van Jesus, Jesus naam. wees God in ons lewe. Versterk ons geloof, versterk ons vertroue in U. Ja. Here, ons breek die gees van verslawing. Ja, in Ons Jesus breek naam. die gees van moe, lam, knie en bene. Yes. En ons staan in die krag van Heilige Gees, Ruach HaKodesh, wat breathe on us, Holy Spirit, dat ons U asem inneem en ons het krag vir hierdie Ja. dag en ons gaan oorwin, want dit is reeds Halleluja. gedoen. U het reeds vir Satan oorwin. Hy het nie die autoriteit oor ons nie, U het. Ja, in Jesus. Vergewe ons waarom vir ons wil mag gee en autoriteit gee wat hy nie het nie, want Kolossense 2 vers 14 sê dat alle wetlike reg wat hy het hy reeds oorwin en aan die kruis vasgeslaan as 'n publieke wys, 'n bewys nie van ons sonde nie, maar van vryheid. Jesus. Ons is vry. Ja, amen. Ons is vry en is tyd dat ons dit glo. Dat ons U begin glo in die naam van In Jesus Jesus. naam. Amen.